'n ambulans beweeg teen 'n konstante snelheid van 30 meter per sekonde, oftewel 108 kilometer per uur. Die ambulans beweeg in die rigting van 'n stilstaande luisteraar. En die sirene se klankgolwe het 'n golflengte van 0,28 meter en die spoed van klank kan geneem word as 340 meter per sekonde. Eerstens word ons gevra om die definisie van die Doppler-effek in woorde te stel. Nou, somme net 'n nota op hierdie definisie. Hierdie definisie word feitelik 2 uit elke 3 jaar gevra en dit is die enigste definisie wat gevra word onder vraag 6. So my raad aan jou is, ken hierdie definisie uit jou kop uit. Nou die Doppler-effek is die verandering in frekwensie of toonhoogte van die klank waargeneem deur 'n luisteraar omdat die klankbron en die luisteraar verskillende snelhede relatief tot die medium van klankvoortplanting het. Bereken die frekwensie van die klankgolwe wat deur die sirene voortgebring word, soos dit deur die bestuurder van die ambulans gehoor word. Nou die bestuurder sit binne in die ambulans. Daar's dus geen relatiewe beweging tussen die bron en die waarnemer nie. So die bestuurder gaan die ware frekwensie hoor. Met ander woorde, die frekwensie waarmee die sirene klankgolwe uitstuur. Nou kan ons die berekening doen. Ons weet van ons formuleblad af dat die spoed is gelyk aan die frekwensie maal met die golflengte lambda. So die frekwensie is gelyk aan die spoed gedeel deur lambda en die spoed van klank is vir ons gegee as 340 meter per sekonde en die golflengte is 0,28 meter. En dit gee vir ons dan 'n frekwensie van 1214,29 Hertz. Volgens moet ons die frekwensie bereken van die klankgolwe wat deur die sirene voortgebring word, soos dit deur die luisteraar gehoor word. Nou, hierdie vergelyking is op jou formuleblad. Jy gaan hom baie gebruik in vraag 6 in die fisika vraestel. Nou, in hierdie scenario beweeg die ambulans na die luisteraar toe. Die luisteraar staan stil. So, die frekwensie wat die luisteraar gaan waarneem, gaan toeneem. Met ander woorde, FL gaan toeneem. V gaan konstant bly, dis 340 meter per sekonde, dis die spoed van klank. Dan weet ons, die luisteraar staan stil. So VL gaan 0 wees. Ons het reeds die frekwensie van die sender uitgewerk. Dit is daai 1214,29 Hertz. Ons het dit reeds bereken en dan die groot vraag: moet ek die spoed van die sender wat die spoed van die ambulans is, moet ek dit bytel of moet ek dit aftrek? Nou jy kan jouself indink. As FL moet toeneem, beteken dit dat hierdie breuk in sy totaliteit moet groter as 1 wees. En om dit te bewerk, beteken dit die noemer moet kleiner wees as die teller. En om dit reg te kry, gaan ons die spoed van die sender aftrek. So kom ons skryf gou-gou dit dan oor. So die frekwensie wat deur die luisteraar waargeneem word, gaan gelyk wees aan die spoed van klank, dis 340 meter per sekonde. Ons weet dat VL is 0, so ons deel daardie breuk met 340 en dan weet ons gaan die spoed van die ambulans aftrek, so dis minus 30 meter per sekonde en dit alles vermenigvuldig ons met die frekwensie van die sender, dit is 1214,29
Hertz en dit gee vir ons dan 'n frekwensie van 1331,80 Hertz. Hoe sal die antwoord op die vorige vraag verander indien die spoed van die ambulans minder as 30 meter per sekonde is? Nou, kyk gou-gou na ons vergelyking. Ek het hom net hier herskryf volgens ons scenario. Ongeag die spoed van die ambulans, die spoed van klank gaan konstant bly. Ons bly die spoed van die sender of die spoed van die ambulans aftrek, maar wat gebeur nou? VS is kleiner. Dit beteken die noemer gaan groter wees. En as die noemer groter is, maar die teller bly konstant, dan gaan daardie breuk se waarde afneem. En as daai waarde afneem, dan gaan die frekwensie soos waargeneem deur die luisteraar afneem en gevolglik is die antwoord verlaag. Dan 'n vraag wat in 2016 gevra is en hy het eers weer regtig verskyn in 2023. 'n Waarneming van die spektrum van 'n afgeleë ster toon aan dat dit weg van die aarde af beweeg. Verduidelik ten opsigte van die frekwensies van die spektraallyne hoe dit moontlik is om tot die gevolgtrekking te kom dat die ster weg van die aarde af beweeg. Nou, wanneer 'n ster van die aarde af wegbeweeg, ervaar ons die Doppler-effek. In hierdie geval beweeg die bron van die lig, die ster self, weg van die waarnemer, wat veroorsaak dat die frekwensies van die spektraallyne afneem. 'n Afname in frekwensie beteken die golflengtes van die lig word langer. En dit staan bekend as rooi verskuiwing. Dit beteken die spektraallyne van die ster se lig verskuif na die rooi kant van die sigbare spektrum. Deur hierdie rooi verskuiwing waar te neem, kan ons aflei dat die ster van die aarde af wegbeweeg.